1 Timoteus 4, ons gaan lees van vers 11 af. Kom ons buig net ons hoofde en ons vra die Here om vir ons die woord oop te maak. O Heilige Gees van God, daar is niks in onsself wat kan maak dat ons die woord kan verstaan. Ons het nodig dat U van ons die woord sal oopbreek. Dat ons die woord sal hoor. Maak ons harte ontvanklik, elke persoon wat hier sit. Dat hulle U stem sal hoor en sal besef dat dit U is wat praat en nie 'n mens nie. Gebruik die spreker as instrument in die hande. Dankie Here dat ons kan weet dat elke gedeelte in die woord van Genesis af tot Openbaring is die woord. Dis waar. Maak nie saak wat die wêreld daar buite sê nie. Maak nie saak wat die slimste teoloë sê nie. Ons weet dit is soos dit was en soos dit sal wees. Want U het dit gespreek. Ons loof en ons prys U naam. Amen. 1 Timoteus 4. Ons gaan lees van vers 11 af. Ons nie by vers 11 laasweek uitgekom nie. Al het ons hom gelees. So vers 11. Beveel en onderrig hierdie dinge. Laat niemand op jou neersien omdat jy jonk is nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in gedrag, in liefde, in betroubaarheid, in reinheid. Net tot sover. Wonderlike gedeelte wat ons môre saam gaan hanteer. Wie is maar interessant van vers 11? Vers 11 begin hy om met Timoteus te praat en hy sê dieselfde ding vir Titus. Luister mooi wat sê hy vir Titus. Paulus sê vir Titus in Titus 2 vers 15. Praat oor hierdie sake met volle gesag. Met volle gesag. Bemoedig, wys tereg. Moenie dat iemand op jou neersien nie. Die interessante van hierdie woord in die Grieks is dat om iemand te beveel is 'n militêre term. Dit beteken jy doen dit. Jy het 'n opdrag. Die generaal of die persoon wat voor op parade staan sê doen dit en onmiddellik doen die hele parade dit. Hoekom? Want dit is 'n opdrag. Die interessante is dat die Bybel gee nie vir jou opsies nie. Die Bybel kom nie na jou toe en sê vir jou wie wat, as jy voel jy wil dit doen, sal dit goed wees as jy dit doen. Die Bybel sê, dit is die opdrag van God. Hierdie woord word 'n paar keer in die Nuwe Testament, en ek wil so 'n paar gedeeltes gou vir julle lees, dat jy sal sien hoe belangrik dit is, dat 'n bevel gegee word vir mense. En die interessante is in Handelinge 17, is hierdie bevel word ook gegee vir die ongelowiges. Luister hierna. In Handelinge 17 vers 30, dieselfde Griekse term, word gebruik. God het die tye van onkunde oorgesien, maar nou roep. Hierdie woord roep, het dieselfde woord wat beteken beveel. Nou beveel God alle mense oral om hulle te bekeer. Die opdrag gaan buitekant in die wêreld en Paulus praat met hulle. Hier as hy voor hulle vergader het, die wêreldse mense, die slim mense, sê hy vir hulle, God het 'n opdrag gegee vir julle, julle moet julle bekeer. Julle moet julle bekeer. En dis 'n opdrag wat in die wêreld uitgaan. Om vir mense te sê, maak nie saak wat jy dink nie. God gee jou opdrag. Bekeer jou. Kom tot inkeer. 2 Tessalonisense 3 vers 4. En ons vertrou aangaande julle in die Here, dat julle doen en ook sal doen wat ons julle beveel. Wat ons julle beveel. Dis ongelooflik, dis 'n opdrag. God se woord gee jou 'n opdrag. As jy in die oggende stil raak, is God se woord besig om jou 'n opdrag te gee. As jy luister na die woord van God op Sondagmôre, is die woord besig om jou 'n opdrag te gee. Jy kan nie uitstap en sê, ja, dit was great geweest en so aan, ek het nou mooi geluister, maar ja, ek stem nie lekker saam. As dit God se woord is, moet jy uitstap en sê, ek sal myself onder God se bevel plaas. En daarom word die Bybel, roep hy ook vir Timoteus en hy sê, ons is diensknegte. Ons is diensknegte van die Here. Dit is eintlik ongelooflik as jy daaraan dink. 'n dienskneg, sy bepaalde hoe belangrik hy is, het te make gehad altyd in die historie, tydperk van die Romeine en voor dit, het te make gehad met wie sy baas. Hoe hoër sy baas was, hoe groter was sy
bevel, hoe groter was sy gesag gewees. Nou dink jouself as Paulus praat met ons as kinders van die Here en hy sê, die een wat beheer is, en ons het gepraat met Jesaja. Jesaja gebruik die woord ook in die Grieks vir despoot. Hy is die alleenheerser. Hy is die allerheiligste. En hy is soewerein oor alles. Hy is die ene wat aan jou bevel gee. En as jy uitgaan, staan jy in bevel van wie? Van hom. Ongelooflike opdrag. Ek staan onder sy bevel en dit wat ek spreek is onder sy gesag wat ek dit doen. En daarom, as jy na Jesus kyk, was sy prediking was altyd met autoriteit, het hy gepraat. Matteus 7 vers 28. En toe Jesus hierdie woorde geëindig het, was die skare verslae oor sy leer. Vers 29, want hy het hulle geleer soos een wat gesag het, en nie soos die skrifgeleerdes nie. Wat het die skrifgeleerdes gedoen, as hulle onderrig gegee het? Hulle het gesê, Rabbi so en so, het in hierdie tydperk die volgende gesê oor hierdie teks. En dan het hulle voorbeelde en metafore gebruik. Maar Jesus kom en sê, het julle nie gelees nie? Het julle nie gelees nie? Elke keer as hy gepraat het, het hy gepraat met gesag, mense opgeroep en gesê, dit is God se wil, dit is wat God behaag. En daarom kom hy en hy sê vir Timoteus, moenie laat hulle neersien op jou jonkheid nie. Nou hoe oud was hy Timoteus op hierdie stadium? Wel as jy dink by jouself, 15 jaar terug, min of meer, het hy en Paulus die pad begin stap in Handelinge. Het Paulus daar aangekom, gehoor van hom saamgevat op die reis. Timoteus was op hierdie stadium 33, 34, 35 jaar oud. Nou jy sê vir jouself, is dit jonk? Ja, dit is baie jonk. Die interessante is dat die Bybel vir ons vertel, dat 'n leviet mag eers diens begin doen het as hy hoe oud was? 30. As hy 30 jaar oud was. So, daarom sien jy ook in die Bybel, dat Jesus, wanneer het hy begin met sy onderrig gee? Toe hy 30 was. Josef, wat sy ouderdom was hy, toe hy voor die farao verskyn het? 30 jaar oud. Ok, so dit was 'n belangrike tydperk gewees, dit is wanneer jy mag beginne opdragte uitvoer. Maar daar is iets anderste. Paulus skryf vir Timoteus en hy sê, Timoteus, hoor hierso, ek wil nie die mense moet neersien op jou jonkheid nie, want dit wat jy vir mense leer, kom van God af. En nou is dit my ongelooflik om na 'n jong mannetjie te gaan kyk met die naam van Dawid. Alraai, ek wil hê julle moet saam met die verhaal volg van Dawid in 1 Samuel 17. Kom ons maak ons Bybels oop. 1 Samuel 17. Samuel 17. Ons begin by vers 14. Vers 14 sê, Dawid was die jongste, die 3 oudstes het Saul gevolg. So daar was 3 manne van sy familie, hulle was 8 seuns gewees, 3 van hulle was al klaar in die oorlog gewees, Dawid was die jongste gewees, hy was 8ste, en daarom het hy by die huis gebly. Dan vers 26. Hy kom daaraan, sy pa, laat ek net vir julle vanaf vertel, sy pa stuur hom om te gaan kyk hoe gaan dit met sy broers, hy het vir hulle kaas gevat, en allerlei lekker goedjies, en hy is op pad soontoe om met hulle te praat. Dan lees ons wat gebeur. Vers 26. Dawid vra toe vir die manne wat by hom staan, wat sal gedoen word vir die man wat hierdie Filistyn verslaan en die bespotting van Israel laat wyk? Daar was 'n man gewees tussen die linies van die Filistyne, hy dryf die spot met Israel en hy lag vir hulle. Hy is hierdie groot reus van 'n man, okay? Baie groot man. En hy spot met hulle. En dan sê hy, want wie is hierdie onbesnede Filistyn nogal, dat hy 'n bespotting maak van die gevegslinies van die lewende God. Ok, en dan hoor ons, dat sy oudste broer Eliab hoor wat hy sê. Nou jy kan weet, oudste broers hou nie daarvan, as jy uit rang uit is. Enigiemand wat 'n ouer broer het, weet dit. Ok, jy praat nie sommer net nie.
daar's 'n bepaalde rang. Okay? Nou Eliab kan jy seker wees, hy's een van die manne wat bang is. Nou jy hou nog minder daarvan. Want hierdie klein bogsnytertjie is nou hierso en hy dink hy is wonderlik. Vers 28. Sy oudste broer Eliab het gehoor toe hy met die manne praat. Eliab het hom vir Dawid vererg en gesê, waarom het jy hierheen afgekom? En by wie het jy daardie klompie klein vee in die woestyn agtergelaat? Jou patat kan jy sommer daar bysit in die vertaling. Goed. Hy sê ek ken jou verwaandheid en die boosheid van jou hart. Die boosheid van jou hart. Ja, dit is met die doel om die geveg te sien dat jy hierheen afgekom het. Dawid sê vir hom, en Dawid het hom geantwoord, wat het ek nou gedoen? Is dit nie maar net 'n vraag nie? 100% Dawid, dit was net 'n vraag geweest. Nee, en dan vers 36 van hierdie gedeelte. Vers 36. Die dienaar het, nou is hy voor Saul. Hy's voor Saul gebring. Almal het gehoor van hierdie mannetjie wat besig is om te praat en hoe groot hy praat, hulle bring hom voor Saul. Vers 36. Die dienaar het al 'n leeu en selfs ook 'n beer doodgeslaan. Met hierdie onbesnede Filistyn sal dit net soos met een van hulle gaan, omdat hy 'n bespotting maak van die gevegslinies van die lewende God. Okay. So Dawid het geen vrees vir die man nie. Vers 37. Die Here wat my gered het. Die Here wat my gered het uit die klou van 'n leeu en die klou van 'n beer, het Dawid gesê, dit is hy wat my sal red uit die hand van hierdie Filistyn. Toe sê Saul vir Dawid, gaan en mag die Here met jou wees. Hierdie man, Saul, het sy uitrusting dan ook vir Dawid gegee, het vir hom 'n klomp goed gegee in vers 38. Saul het Dawid sy eie uitrusting laat aantrek, so hy sê vir hom, hoor, jy trek my uitrusting aan. Hy het 'n helm van brons op sy kop gesit en hom 'n harnas laat aantrek. Dawid het ook Saul se swaard oor sy uitrusting vasgegord en probeer om te loop, want hy het dit nog nooit probeer nie. Dawid sê toe vir Saul, ek kan nie hiermee loop nie, want ek het dit nog nooit probeer nie. Toe haal Dawid dit van hom af. Okay, so, nou sê hulle vir hom, hoorie so man, jy het net hierdie beskerming nodig, trek hierdie beskerming aan en alles sal met jou goed gaan. Dawid sê, daar's geen manier nie, hierdie goed gaan nie werk nie. Dan vers 45 en 46. Maar Dawid het vir die Filistyn gesê, jy kom na my met 'n swaard en met 'n vegspies en met 'n krom swaard, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here, heerser oor alle magte, die God van die gevegslinies van Israel, van wie jy 'n bespotting maak. Vandag sal die Here jou in my hand oorlewer en ek sal jou verslaan en jou kop afkap. Ek sal die lyke van die Filistyne se leer vandag nog aan die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde gee, sodat die hele aarde sal weet dat Israel 'n God het. Dit is ongelooflik, né? Hoekom kan Dawid sê wat hy sê? Omdat hy weet God is in beheer. Ek praat namens God. Daar's geen vrees by hierdie jong mannetjie nie. Rooi in sy wangetjies. Geen vrees nie, want as ek voor jou staan, praat ek wat God sê, en omdat God sê, het ek geen vrees daarvoor nie. Luister na Jeremia, dit is my so mooi, Jeremia 1 vers 5. Luister wat sê God vir hom. Voordat ek in jou moeder skoot gevorm het ek jou geken. Daai woord ken in die Ou Testament is so mooi, Nuwe Testament ook. Ja, daar beteken intiem ken. Dis dieselfde woord wat gepraat word as 'n man by 'n vrou uitgekom het en hulle het saam gemeenskap gehad. Selfde woord. Dis 'n ken, dis 'n intieme ken. En dis wat die Here vir Jeremia sê. Jeremia, ek het jou geken, ek het jou intiem lief gehad. Wanneer? Jy nog in die moederskoot was. Voordat jy in die liggaam gekom het, het ek jou geheilig. Ek het jou tot 'n profeet vir die nasies gemaak. Toe het ek gesê, nou luister na Jeremia. Ag, Here, Here, voorwaar ek kan nie praat nie, soos wie klink dit? Moses. Want ek is jonk. Maar die Here het vir my gesê, moenie sê ek is jonk nie. Want na wie ek jou ook al stuur, moet jy gaan. En wat ek jou ook al beveel, moet jy spreek. Wees vir hulle nie bevrees nie. Want ek is met jou om jou uit te red, spreek die Here. Toe die Here sy hand uitgestrek en sy mond aangeroer, en die Here het vir my gesê, hiermee lê ek my woorde in jou mond. En natuurlik, elke môre as jy stilte tyd hou, as jy nou in die kerk sit en jy hoor die woord, wat is die Here besig om te doen? Hy's besig om jou lippe aan te raak en te sê, hierdie is my woord.
gaan vertel die wêreld, dit is my woord. Die woord is dit wat autoriteit gee. Die woord gee autoriteit. Baie keer wil mense my sien vir berading. En meeste van die mense kom agter, is nie 'n goeie idee om my te sien vir berading nie. Daarom is my lysberading baie kort. Die rede daarvoor is, my verstand kan niks vir jou vertel wat nie is nie. Ek gaan nie en ek gaan lees wat die nuutste sielkundige mense se opinies nie. Ek gaan kyk na die woord van God en sê, wat is dit wat God sê, hoe dit moet gedoen word? Vat nou byvoorbeeld kinders grootmaak. Om kinders groot te maak, is nogal iets wat baie mense met jou oor praat, veral as jy jonk is. Ek kan onthou, ek kom jonk in die bediening in. En ek begin om vir mense te leer vanuit die skrif uit, dis wat die Bybel sê hoe jou kinders moet grootmaak. En een van die dinge wat die Bybel baie duidelik is jy moet hulle kussentjies 4 warm maak. Heeltemal in stryd met dit wat die dag vandag vir ons leer. Maar die Bybel sê, dit is hoe dit moet gebeur. En nou, sê ek vir mense, hoor hierso, hulle vra vir my, gee my advies. Dan sê ek wel, jy moet jou kind se boude warm maak. Dan hou hulle nie daarvan. Hulle sê vir my, okay, maar jy nie, wat nou dit vir ons sê, onthou, jy het groen koring op die lande. So ons sal maar eendag sien of dit gaan werk. En dis die ongelooflike dat jy by jouself dink, wel nou moet ek myself bewys. Ek is nou maar jonk, nou moet ek myself wys. Nee, ek sê wat die Here sê en die Here is die autoriteit. As die Here sê dis hoe kinders groot gemaak word, kan jy seker wees dis hoe kinders groot gemaak word. Wie wat so baie interessante. Wie skryf die meeste oor kinders moet pak slaag kry in die Bybel? Salomo. En hy het die minste dit gedoen. Okay, hy was alles behalwe 'n goeie pa gewees. So, jy kan na Salomo kyk en sê, Salomo, jy sê ons moet ons kinders pak gee. Jy het dit nie gedoen nie. Maar gaan dit oor Salomo? Dit gaan oor God. Wat Salomo beopdrag het, skrywe neer deur die Heilige Gees en hy het neergeskrywe. En ons lees dit vandag en sê, dit is hoe kinders groot gemaak moet word. So hoor jy baie keer, en ek onthou as ek synodes bygewoon het, daar's gereeld vir my gesê, daai stadium toe ek jonk was, jong man sit. Ek moet sit omdat dit wat ek sê pas nie in nie. Okay, dit pas nie in nie. Maar dit wat ek sê het te maak met wat sê die woord van God. Kom ons kyk na huwelik. Party mense kom na my toe en sê, Johan, hoe werk 'n huwelik? Dan sê ek wel die Bybel is baie duidelik oor hoe 'n huwelik lyk. Kom ek vertel vir jou. En ek gaan dit kort vir jou vertel as jy vanmôre is en jy lang weergawe het kom sien vir my vir berading. Goed, so die kort weergawe is, die Here het vir die man gemaak die hoof. En die vrou is die helper. Okay? Sy kies om die helper te wees omdat God vir haar sê jy is die helper. Okay? Sy het nie op 'n dag besluit dit sal 'n goeie idee as ek die helper wees. Nee, die Here sê jy is die helper. Die man kies nie om hoof te wees nie. God sê jy is hoof. Okay, so die man hoef nêrens homself te bewys. Onthou ek is die hoof nie. Nee, die Bybel sê hy is die hoof. En sy is die helper. Die Here sê vir die man, jy moet die vrou lief hê. Dis die amazingste ding. Elke keer as ek daaroor dink, weet ek hoe wonderlik die Here is dit nie? Want daar's geen vrou wat nie reageer op haar man wat vir haar lief is. Is dit nie so nie? As 'n vrou lief gehê word in 'n huis, raak sy so sagte klei. Is dit nie? Jy weet waar. As jy jonk is, kan jy nou al sien. Alright, dis waar. Jy hê jou vrou lief. Gee haar liefde. Nou kan jy dink, wie van 'n vrou sal graag 'n hoof wil hê wat haar verskriklik lief het? Is daar enigiemand van julle hier? Okay, dis great, né? So, die Here sê dit. Die vrou is die helper en sy moet haar man eer. Wie wat like mans die meeste? Hulle self aangedrewe masjiene, vol van hulle self. Okay, so, die Bybel sê vrou, wat moet jy doen met jou man? Eer hom. Wat dink jy gebeur met jou man as jy hom eer? Hy voel soos die koning van die huis as jy hom eer.
As jy met hom praat en hom absoluut ophewe en vir hom sê hoe wonderlik is hy, en dankie vir die werk wat jy doen, hy voel amazing. Hy kan met die werk die slegste tyd hê. As hy by die huis kom en hier kom sy vrou aan, "Hi liefie, ek is so bly jy's by die huis. Dit voel net vir my is 'n rustigheid as jy hier kom." Ongelooflik. Nou die Bybel sê, dit is die taak. Dis die taak van die man, dis die taak van die vrou. As ek vir iemand berading gee en ek sê vir hom, hy's 'n man en hy sê vir my, "Johan, wat moet ek maak? Wat gaan ek vir hom sê?" Ek wil hê jy moet die hoof wees. Ek wil hê jy moet jou vrou lief hê, dat sy nie weet wat met haar gebeur het. Jy bederf haar, uit haar sokkies uit. Sy moet wakker word in die oggende met 'n skinkbord, koffie. En as jy great is met kos smaak en nie soos ek is en dit brand nie, lekker ontbyt. Geef vir haar ontbyt. Treat haar. Wat gaan met haar gebeur? Sy's pad. Vrou kom sien my sê, "Jesus, Johan, my man is moeilik. Hy's al hierdie goeters." En dan sê ek, "Wat sê die Bybel?" Die Bybel sê, jy moet sy helper wees. Gaan vra hom, "Hoe kan ek jou help?" En dan wat doen jy verder? Jy eer hom. Maar hy's baie keer nie lekker nie. Jy eer hom nog steeds. Maar hy's baie keer 'n buffel. Jy eer hom nog steeds. Is dit nie amazing dat die Bybel akkuraat is? En as jy nie weet waarvan hy praat nie, dis omdat jy dit nie doen nie. En as jy na my toe kom en sê, "Johan, dit werk nie," werk dit nie omdat jy dit nie doen nie. Daar's nooit 'n fout met God se woord nie. Is dit interessant, ek het nou al agtergekom. Dis weird, nie? Mense na my toe kom en sê, "Johan, ek doen hierdie goeders van kleintyd af," as ek, "Okay, kom ek toets jou gou." Binne die eerste 2 sinne is dit al klaar gewys, dit doen nie. God sê, dit is hoe ek wil hê dit moet plaasvind. En nou sê hy sê vir Timoteus, jy kry jou gesag van God af. As jy gaan praat met mense, dan sê, "So sê die Here." En ek bid vir elkeen van u. As iemand na jou toe kom en hy sê vir jou, "Johan, gee of vir Sari, Kosie, wie ook al, gee my advies, my huwelik, wat ook al, kinders grootmaak." Dan sê hy, al wat ek vir jou kan sê is, die resep in die Bybel is die wenresep. En God sê, dis hoe jy dit moet doen. En as jy na my lewe kyk en jy kry foute in my lewe, wil ek vir jou sê, die enigste rede daarvoor is, ek het nie gedoen wat God vir my gevra het. Nou kan ons praat oor alle goedes, is dit nie? Ons gaan praat oor met wie mag jy trou. Jy mag net met 'n gelowige trou. Wie hoekom is klomp mense se huwelike in 'n gemors? Hulle het nie dit gedoen. Verstaan jy? So elkeen van hierdie goedes bring die aanklag terug na my toe. Maar ek kan na mense toe gaan en sê, "Wie wat? Ek het nie geluister nie. Jy moet luister." Kyk die gevolge as jy nie luister nie. Hierdie Bybel, iemand het eendag vir my gesê, "Johan, ek wens net ons het net 'n manual gehad vir hoe om kinders groot te maak." Sê ek, "Was het? Amazing manual." As jy in jou karretjie sit en jy sien die R wat daar staan, dan kan jy hom in die R druk en jy kan wegtrek en jy kan kyk soveel as wat jy wil vorentoe. Hy gaan agtertoe gaan. Jy het dit al agtergekom. Dit verander nie met my wat vorentoe kyk dat die kar nie gaan agtertoe gaan. Hoekom gaan hy agtertoe? Want die manual het gesê hy gaan altyd agtertoe. Die Bybel sê, as jy nie jou huwelik so inrig nie, as jy nie jou kinders so groot maak nie, as dit nie die lewe is wat jy lei nie, gaan jy gebrek lei in jou lewe. Nou kom hy, en Paulus gaan verder, hy sê vir hom, moenie neersien dat hulle jou neersien op jou jonkheid nie. So wat moet jy doen? Jy preek die woord van God, maak nie saak wat mense sê nie, of hulle nou daarvan hou, of dit haat, jy hou aan om die woord van die Here te preek. Maar daar's 'n verdere. Hy sê vir hom, nou moet jy dit doen in jou voorbeeld. In jou voorbeeld. Hoe lyk jou voorbeeld? Dit is interessant dat Paulus baie klem lê op dit. Vir mense die opdrag gee, volg my. Luister na hierdie gedeelte. 1 Tessalonisense 1 vers 5. Want ons evangelie het nie alleen deur die woord nie, maar ook met krag en deur die Heilige Gees en in volle versekering na julle gekom. Net so weet julle hoe ons optrede by julle was, tot julle voordeel. Vers 6. En julle het ons voorbeeld gevolg. En die van die Here
nadat julle die woord ten spyte van groot verdrukking met blydskap van die Heilige Gees ontvang het. So wat sê Paulus? Paulus sê, omdat julle ons voorbeeld gevolg het. Van wie volg jy as jy my voorbeeld gevolg het, sê Paulus? Jy volg die Here. Jy volg die Here. Ek voel nou baie Christene is daar, wat mense buitekant in die wêreld kan sê, volg my. Volg my. Ek wil hê jy moet my volg. Hoeveel van julle vanmôre dink jy jouself as ek jou vir vriende en jou familie kan sê, volg my? Want ek volg die Here. En niks daarvan is arrogant. Want die volk van die Here het te maak met iemand wat 'n slaaf word van die Here en sê, ek doen wat die Here van my vra. En ek kan vir jou sê, volg my, hoekom? Want ons doen wat die Here van ons vra. Volg my. Filippense 3 sê dieselfde, vers 17. Broers, volg dan my voorbeeld en let op hulle wat so leef volgens die voorbeeld wat ons aan julle gestel het. Let op hulle wat die voorbeeld ook volg. Let op hulle, volg hulle. In Hebreërs 13 is dit so mooi, kom ons kyk saam daarna. Hebreërs 13 vers 7. Hebreërs 13 vers 7. Hebreërs 13 vers 7. Hou altyd julle leiers in gedagte, die wat die woord van God aan julle verkondig het. Gee ag op die uiteinde van hulle lewensloop en neem hulle geloof as voorbeeld. So wat kan jy doen? As iemand vir die Here geleef het as voorbeeld, wat weet jy van hom tot die einde toe? Wat kan jy sien in sy lewe? Ek kan sien die uiteinde van sy lewensloop. Hy het volhard in die Here tot die einde toe. Dis wat ek moet navolg. Dis wat ek moet doen in my lewe. Paulus sal aan die einde van 2 Timoteus skryf. Hy sal sê, ek het die goeie stryd gestry. Ek het tot die einde toe volhard. Dis die taak van die kind van die Here. Hou aan. So die opdrag is, volg my. Weet jy interessant? Ek weet nie of jy dit weet, maar meerderheid van julle as jy kinders het, weet dat jy nêrens in jou lewe vir jou kinders sê, volg my nie. Nêrens sê jy vir hulle, hoor hierso, dit sal goed wees as jy my volg nie. Maar wat doen kinders outomaties? Hulle volg jou. Hulle volg jou. So dis die ongelooflike, die manier wat jy wandel, en is tot in die praktiese van hoe 'n man loop. Jou kinders volg jou. Hulle kyk na jou en hulle sê, volg hom. En jy kan sê wat jy graag wil sê, as jou voorbeeld nie daar is, dat mense jou kan volg, jou kinders jou kan volg nie, wat hulle gaan volg is nie wat jy sê nie, maar wat jy doen. My werkkollegas, kan hulle my volg? As hulle my volg, sal hulle by die Here uitkom. As hulle sien hoe ek praat met hulle, sal hulle by die Here uitkom. As hulle sien hoe ek reageer op stres, sal hulle by die Here uitkom. As ek vermaaning doen, sal hulle by die Here uitkom. As daar tye is wat ek moet kwaad raak, sal hulle by die Here uitkom as ek dit doen op so 'n manier dat hulle Christus in my lewe sal sien. So daar's 5 areas waarvan hy praat. Die eerste het te maak met spraak, hoe ek praat. So volg my, 5 areas. Die eerste is hoe ek praat. Matteus 12 sê Jesus vir die volgelinge, addergeslag. Nou ek is altyd mal hieroor om 'n preek te begin en te sê julle addergeslag, is goed julle het gekom. Jesus begin met die hoorders, die mense wat na hom luister, addergeslag. Hoe kan julle iets goed sê as julle sleg is? Want wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Julle is kinders van die Here. Julle lewe vir die Here, so jy's nie addergeslag. Maar hoe kan julle sê dat julle goed is as julle mond verkeerd is? As julle mond verkeerd praat, want waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Vertel vir my van jouself, vertel vir my waaroor jy praat en ek sal jou vertel wat in jou hart aan die gang is. As jy iemand is wat vloek, wat gaan in jou hart aan? Vullis. As jy iemand wat vuil grappe vertel, wat gaan in jou hart aan? Vullis, vuil goed. Dit wat jy oor praat, kom uit jou hart uit. Ek moet luister na jou en as ek na jou luister, moet ek agterkom, wat gaan in jou hart aan? Vers 35 van dieselfde gedeelte.
Die goeie mens bring uit die goeie skatkamer goeie dinge na vore. En die slegte mens bring uit die slegte skatkamer slegte dinge na vore. Ek sê vir julle, van elke onbesonde woord wat mense kwytraak, sal hulle op die laaste dag verantwoordelikheid doen daarvoor. Vir elke woord wat jy gesê het, sal jy rekenskap gee. Want op grond van julle woorde sal julle geregverdig word, en op grond van julle woorde sal julle veroordeel word. Hoe praat ek? Hoe praat ek? Want die Bybel sê vir Timoteus, hulle moet jou volg. Waar moet hulle jou volg? Ook in jou spraak, die manier wat jy praat. Kom ons gaan kyk gou saam na hierdie gedeelte in Efesiërs 4. Efesiërs 4 vers 26. Efesiërs 4:26, hy sê daar vir hulle, word kwaad, so is dit alright om kwaad te raak. Kan jy kwaad raak? Ja, jy kan kwaad raak. Die probleem met kwaad raak is nie dat jy kwaad raak, die probleem met kwaad raak is wat jy doen as jy kwaad raak. As jy wil gaan kyk hoe om kwaad te raak, kyk na Jesus. Hy is heeltemal onder beheer van homself. Hy is kwaad oor dat hulle wat hulle in die tempel gedoen het. Wat doen hy? Hy is kwaad en hy gaan vlegge sweep. En dan wat doen hy? Hy jaag hulle uit. Hy is heeltemal onder beheer. Heeltemal onder beheer. Hoekom is hy kwaad? Want sy vader se naam lei skade. Hoeveel van julle in die kerk was al kwaad geweest omdat die vader se naam skade gelei? Kyk, dit is waaroor jy kwaad. Raak kwaad omdat die vader se naam skade lei. So dan gaan hy aan. Vers 29. Nie 'n enkele afbrekende woord moet uit jou mond kom nie. Wie van julle is vanmôre onskuldig hieraan? Nie 'n enkele afbrekende woord moet uit jou mond kom nie. Het een van julle in hierdie week 'n afbrekende woord van enigiemand anders te gesê? Okay, so geen. En dis hoekom ons kinder is uit soos koekies in die weeshuis. Okay? Want geen afbrekende woord mag uit my mond uitkom nie. Ek mag nooit iets wat afbrekend is sê van enigiemand nie. Dan gaan hy aan, maar eerder 'n woord wat goed is vir die noodsaaklike opbou, sodat dit voordeel mag bring vir diegene wat dit hoor. En bedroef nie die Heilige Gees van God, deur wie julle met die oog op die dag van bevryding beseël is nie. As ek nie luister nie, is ek besig om die Gees te bedroef. Besig om die Gees te bedroef, as ek nie luister nie. Dan vers 31, laat vaar alle bitterheid, en woede, en graamskap, en geskreeu. Weet jy waar by jou huis geskreeu word nie? Dan praat ek nie van jy skreeu vir die diere nie. Praat van jy skreeu vir mekaar. Mense, jou bure hoor jou. En hulle sê, wat gaan aan in hierdie huis? Vrou en man skreeu op mekaar. En dan is daar nog iets erger as skreeu. Dis wanneer daar stil stype is. Jou lewe sê alles. Gaan raak stil en hou mekaar se hande vas en bid voor die Here en sê, Here, verander ons, reinig ons. Ons mekaar lief wees, want ons is 'n voorbeeld. Moenie geskreeu nie laster nie, saam met elke vorm van kwaad. Hou op daarmee. So die eerste is my spraak. Die tweede is my wandel. Hoe wandel ek? Hoe lewe ek? Lewe ek 'n goddelike lewe? 1 Petrus 1 vers 15. Inteendeel, soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle in julle hele lewenswandel heilig wees. Wat is die standaard? Die standaard is heilig soos hy heilig is. Die standaard is nie jou standaard nie. Die standaard is nie jou standaard en jy kyk na ander mense en sê, wel, jy is nog nie so oulik soos ek nie. Dis nie jou standaard nie. Jou standaard is boontoe. Die lewende God is jou standaard. Heilig soos hy heilig is. En wie wat kom jy agter elke dag in die aande as jy stil raak voor die Here? Wie wat sê jy elke dag voor skuldig? Ek het nie heilig gelewe soos u wou gehad het, ek moes heilig lewe. Wie wat gebeur? Mense, ewe skielik verdwyn hulle. Ewe skielik gaan dit nie meer oor ander mense nie.
Ek het nie meer hierdie bitterheid nie, hierdie onvergewingsgesindheid nie. Want weet jy wat, ek staan elke dag voor die lewende God, en Johan Lou besef voor die lewende God, Here, dis ek. As jy maklik vir ander mense kwaad raak, en jy sukkel om mense te vergewe, in jou wandel, jy sukkel daarmee. Wie wat jou grootste probleem? Jou grootste probleem is, jy verstaan nie die heiligheid van God, en jou eie onheiligheid. Hoe meer jy ontdek wie jy is, hoe meer staan jy skuldig voor die Here vir wie jy is. Wandel in my wandel. 1 Petrus 2 vers 12. Gedra julle goed onder die heidene, sodat hulle, wanneer hulle julle beswaarder, asof julle misdadigers is, God op die dag van besoeking kan verheerlik, omdat hulle julle goeie dade gesien het. Die wêreld moet kyk na jou en die manier hoe jy lewe en sê, het ek nie Christus in hierdie persoon gesien nie. Hulle gaan eendag voor die Here staan, of hulle luister of nie, gaan hulle eendag voor die Here staan en getuig, ek het in sy lewe, ek het in haar lewe vir U gesien. My gedrag moet so wees dat my lewe die Here verheerlik in alles. Mense, hierdie goed is so prakties. As jy my vra, Johan, hoekom wil jy nie oor die spoedgrens ry nie? Want ek weet daar's iemand dalk agter my wat my gaan dophou en sien, hy lewe nie vir die Here. Niks in my lewe wil ek doen wat die Here se naam skade doen nie. Want hy is my verlosser. Alles wat ek wil doen, wil ek so doen, dat as mense dit raak sien, moet hulle sê, nie Johan nie, die Here is wonderlik. Is die Here nie groot? 1 Tessalonisense 2 vers 10, julle is getuies en ook God, hoe heilig en regverdig en onberispelik ons geword het, vir julle wat glo. Net so weet julle ook hoe ons vir elkeen van julle soos 'n vader vir sy kinders was. Terwyl ons julle vermaan en bemoedig en aanspoor om 'n lewe te lei wat God waardig is en wat julle tot sy koninkryk en heerlikheid geroep het. Lewe as waardig. Hierdie ongelooflike roeping wat die Here vir my mee geroep het. Dan liefde. Liefde. Wandel, spraak, liefde. 'n Selfopofferende liefde. Gee jouself, nie 'n sentimentele gevoel nie. Liefde van die Bybel is nooit 'n sentimentele gevoel nie. Dis nooit 'n ding van, Here, gee vir my liefde en ek sal daai persoon lief hê. Here, as jy net 'n liefde vir my vyand gee, sal ek hom lief hê. Here, as jy net asseblief 'n liefde vir my man gee, dan sal ek hom lief hê. Here, gee my asseblief 'n liefde vir my vrou wat ek al lief. Die Bybel sê nooit dit nie. Die Bybel sê, gaan voer my opdrag uit. En in die uitvoering van my opdrag, wat sal jy ervaar? Liefde. 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 Doen wat God van jou vra. Wat sal uit jou uitkom? Liefde. Liefde. Dis 'n opofferende liefde. Paulus skryf vir die gemeente in Filippense. Hy sê vir hulle, Filippense 2 vers 17, maar al word ek ook as 'n drankoffer uitgegiet oor die offer en die bediening van julle geloof, verbly ek my saam met julle almal. Ek sal offer, ek's 'n drankoffer wat uitgegooi word. Ek verbly my daarin. Ek is bly dat ek dit kan doen. In reinheid. Die interessante is, reinheid is een van die grootste aanvalle wat die duiwel vir ons gee, om rein te wees. Rein te wees in alles, rein te wees in wat ek lees, rein te wees in wat ek kyk. Die interessante is hoe maklik mense na reinheid kyk en sê, dis almal wetties. Reinheid is bietjie wetties. Nee, die Bybel sê jy moet rein wees. Jy moet rein wees in alles wat jy doen. Die oomblik as die Gees in my is en hy's by my, dan lewe ek so dat ek in reinheid lewe. Dit wat ek lees, dit wat ek kyk is rein. Weet jy wat's rein? Moet jy verduidelik. Verstaan jy wat's rein? Ek dink so baie keer, en ek het dit al genoem as 'n voorbeeld, as mense sê, watse woorde is nie rein nie, dan sê ek enige woord wat jy nie in gebed gaan gebruik nie, is nie rein nie. Hoe maklik wil jy dit hê, ouens? Wie wat verstaan ek nie, en ek dink dis die probleem. As die lewende God by my sit op my bank,
terwyl ek die televisie aan het. En ek ervaar die realiteit van 'n lewende God wat heilig is, wat by my sit. Dink jy ek gaan junk kyk? Wat is die probleem met Christene? Jou God is dood. Want jy het geen skaamte. Waarvoor jy met die Messias, met die koning van alle konings, met sy gees by jou, in jou, sit en kyk nie. Sit en lees nie. As jy verstaan wie God is, sal jy dit toegelaat het. Nooit. Nooit. Hy's 'n heilige God. Dan in geloof. Geloof het te maak, die woord vir geloof, kan jy baie keer vertaal as getrou. Dis getrouheid, geloof. Dit beteken ek plaas ook my vertroue in hom. Dis geloof. Ek plaas my vertroue in hom. Maar die oomblik as dit iets is wat ek moet doen, dan is ek getrou. Dis wat die Grieks beteken, ek is getrou. Ek plaas my vertroue in hom. Dis die geloof wat ek het as ek teenoor hom het, maar in my lewe is ek getrou. Getrou met dit wat hy my gegee het. Hy het my 'n vrou gegee, ek moet getrou daaraan wees. Hy het my 'n man gewees, moet getrou daaraan wees. Hy het my kinders gegee, getrou daaraan. My werk, getrou daarin. By die huis, getrou daarin. Elke ding wat ek doen, getrou daarin. 1 Korintiërs 4 vers 2. Boonop word van sulke bedienaars verwag dat elkeen van hulle getrou bevind sal word. Getrou bevind sal word. In my lewe dat ek getrou bevind sal word. So wat sê die Bybel vir my? Die Bybel sê dit hang nie af van jou ouderdom nie. Jou gesag lê nie in jou ouderdom nie. Jou gesag lê daarin dat jy vir die wêreld vertel, vir mede-Christene vertel, so sê die Here, Here. En dan moet jy seker maak as hy wat dit sê. Nie jy nie. Baie mense wat vir my goed sê, is nie die Here wat dit gesê het nie. Hoe weet jy dit? Hoe weet jy dis die Here wat dit sê? Die Bybel sê. En as dit die Bybel dit nie sê nie, dan bly ek stil. Calvin het altyd gesê, daar waar die Bybel ophou praat, hou Calvin op met praat. Ek is dieselfde. En ek bid dat jy dieselfde is. Jy sê net wat die woord van God sê. En dan in jou lewe, wat doen jy? Jy begin om te lewe soos wat God van jou vra. Jy lief. Reinheid. As jy rein in jou lewe, hoe praat jy? Is jy getrou in alles? Mag die wêreld daar buitekant as hulle na jou lewe kyk, sal sê, eendag, as hulle nie hier op aarde bely dat hulle in jou lewe die Here gesien het nie, gaan hulle eendag voor die koning van alle konings staan en sê, ons het geen verontskuldiging nie, want ons het in so en so se lewe vir u gesien. Mag dit waar wees. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here, wat 'n ongelooflike voorreg. Wat 'n voorreg om rondom u woord te kan stil raak. En te kan weet, Here, dat u is wat praat. En as u praat, is dit met gesag. En daarom moet ons nie vir een oomblik skroom om vir 'n wêreld te sê ook wat verlore gaan, bekeer jou. Bekeer jou, kom tot inkeer. Jy staan onder die wraak van God. Maar dat ons ook vir medegelowiges vir mekaar kan vermaan en teregwys en beveel in die naam van die Here en sê, so spreek die Here, Here. Here, dis u woord. Dis heilig. Mag ons elke dag ons lewens daarvolgens inrig. Ek wil bid vanmôre, Here, vir huwelike, vir families, vir elke persoon wat hier in 'n gewerk sit. Elkeen van hulle sal ongelooflik bewus maak van die Heilige Gees wat in hulle is. Here, mag ons so lewe, dat ons nooit sal skaam wees om voor u te wandel en saam met u te wandel soos Henog nie. Mag ons nooit soos Adam en Eva wegkruip in die tuin met vye blaartjies, omdat ons besef ons het sonde gedoen nie, maar mag ons voor u verskyn en sê, Here Jesus, vergewe my. Mag ek in heiligheid wandel. Amen.